Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons het verlede week begin gesels oor die tema terwyl ek wag op my beloftes. En ons het gesien dat daar baie keer wanneer ons moet wag op 'n belofte, dinge na vore kom uit ons hart wat ons nie eens besef het is daar nie. Soos ons gesien het by die Israeliete wat gevra het vir 'n afgod, 'n goue kalf, toe hulle voel Moses bly bietjie lank weg. So die begeerte om 'n afgod te dien het tevoorskyn gekom uit die eerste bietjie wagtyd wat hulle moes doen. Maar ons het ook gekyk na Josef, wat telke male, wanneer dinge alles behalwe lyk na die belofte wat hy deur 'n droom gekry het, hoe dat Josef steeds aan God vasgehou het en uitsonderlike karakter gewys het. En hy het uiteindelik, na meer as 20 jaar, die volheid van God se belofte sien waar word. Hierdie week wil ek kyk na ongeloof en die rol wat ongeloof in ons as gelowiges se lewens speel en hoe dat ongeloof kan veroorsaak dat ons belofte uitgestel word en selfs nooit verwesenlik nie. En ja, 'n wedergebore seun van God kan ongeloof hê. En ja, ongeloof kan en sal die wil van God in jou lewe potjie. En jy mag dalk nie nou met my saamstem nie, maar ek wil jou uitnooi om vas te byt en saam met my deur die woord te stap en te sien wat sê die woord, voordat ons te vinnig ons eie gevolgtrekkings maak. So kom ons kyk dalk net eers hoe het ons tot bekering gekom, want Kolossense 2 vers 6 leer ons iets baie belangrik. Hy sê, soos julle dan Christus Jesus, die Here aangeneem het, wandel so in hom. Soos julle hom aangeneem het, wandel so in hom. Ons kan dit ook so sê, dat soos julle tot bekering gekom het, leef nou die res van julle verhouding met hom so. Hoe het ons hom aangeneem? Hoe het ons tot bekering gekom? Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Hoe is ons gered? Uit genade deur geloof. So wat is genade? As ons uit genade gered is, moet ons sekerlik begryp wat dit is. En julle het dit my al hoor sê, maar vir die van julle wat dalk nog nie is op die kanaal, wil ek net gou my sienswyse verduidelik. So meeste mense se definisie van genade is onverdiende guns. En dis waar, daar's niks daarmee fout nie, dis 100% korrek. Maar kom ons vat dit net 'n stappie verder, sodat dit vir ons meer sin maak. Vir my is genade God se liefdevolle, bonatuurlike en oorvloedige voorsiening in alles wat ek as gelowige ooit sal nodig kry. So dis God wat voorsien in alles wat ek sal nodig kry in hierdie lewe en om te doen in sy koninkryk wat ek gestuur is om te doen. En ja, dis absoluut onverdiend. En ja, hy het dit gedoen en ek kan daar niks byvoeg nie. Soos die woord in Efesiërs 2 vers 8 sê, ons is uit genade gered, dan sê dit vir my, ons is gered deur dit wat God in Jesus vir ons gedoen het. En wat hy gedoen het was absoluut genoeg. En dit is presies wat Jesus se kruisdood en opstanding is. God wat vir ons 'n uitweg bied. Jesus, wat sonder dat ek enigiets daarvan verdien, met my plekke ruil, wat my sonde op hom neem, die prys daarvoor betaal, en dan vir my sy geregtigheid gee, sy vryspraak, tot so groot mate, dat God my sien asof ek nooit iets verkeerd gedoen het nie. En dan wederbaar hy my dooie gees en gee my 'n nuwe gees met 'n nuwe natuur, en dan kom woon hy met sy volheid in my, en hy gee aan my die krag van sy gees, en dit is genade onbeskryflik groot. Hy wat alles doen, en ek hoef daar niks by te voeg nie. Maar hierdie genade is nie outomaties nie. Kyk weer wat sê die vers, want uit genade is julle gered deur die geloof. Genade is God se deel, maar geloof is ons deel. Geloof is hoe ons toegang verkry tot God se genade. Romeine 5 sê dit vir ons so duidelik. Ek lees gou vir ons vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, hier sit weer, ons is geregverdig, maar is uit geloof, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. Hier sê hy vir ons duidelik, dat ons toegang verkry tot genade, dat ons toegang verkry tot God se onverdiende, oorvloedige voorsiening deur geloof. Geloof
is ons deel. Genade is daar. God het reeds gedoen wat hy kon doen en wat hy wou doen, maar nou is dit ons keuse om dit ons sin te maak, en ons doen dit deur geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om deel te hê in God se genade. Jy kan nie toegang verkry tot die ewige lewe sonder geloof nie, en jy kan ook nie toegang tot enigiets anders in sy koninkryk verkry sonder geloof nie. So genade is God se voorsiening. Dis God se deel, en geloof is hoe ons toegang verkry tot sy voorsiening. Geloof is ons deel. So wat gaan dan gebeur as daar ongeloof in ons hart is? Wat gaan gebeur as ons ongeloof spreek? Wel, dan gaan ons die genade mis. Ek gaan nie toegang verkry tot God se genade deur ongeloof nie. Ongeloof gaan keer wat God in my en deur my wil doen. En jy mag dalk nou dink, daar's geen manier hoe dat ek as mens kan keer wat God wil doen nie. Wat God wil doen en wat hy wil laat gebeur, sal gebeur. Wel, ja en nee. Daar is dinge wat God gaan laat gebeur, of ek nou daarin glo of nie. Dit gaan gebeur. Soos die feit dat Jesus weer gaan kom, dit gaan gebeur of ek en jy nou daarin glo of nie. Jesus gaan weer kom vir sy bruid. Maar dan is daar dinge waarvoor God reeds uit genade 'n voorsiening gemaak het. Maar ek en jy het 'n keuse deur geloof of ons daarin wil deel. Hy gaan ons nie forceer nie. Ek en jy en elke mens op hierdie aarde het ons eie wil, en God sal ons nie teen ons wil dwing om iets te doen of iets te glo nie. 2 Petrus 3 vers 9 is een van die perfekte voorbeelde hiervan. Hy lees so: Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hier is dit duidelik. God se wil is dat almal tot bekering sal kom. Nou is my vraag, kom almal tot bekering? Nee, dit weet ons verseker. Duisende mense vergaan daagliks. Is dit God se wil? Nee. Hy het voorsiening gemaak sodat almal gered kan word, en dis sy wil dat almal tot bekering moet kom. Maar elke mens het sy eie wil. En God sal nie enige iemand sy eie wil override nie, al beteken dit dat daardie persoon die ewigheid in die hel gaan deurbring. So ek los jou net vir vandag met hierdie gedagte, en dan gaan ons môre verder. Genade is God se voorsiening vir alles wat ons nodig het. Maar genade is nie outomaties nie. Ons het 'n deel om te doen. 'n Baie maklike deel wil ek by sê, en dit is geloof. Geloof is ons gedeelte, ons verantwoordelikheid. Geloof is hoe ons toegang verkry tot God se voorsiening en alles wat ons mag nodig hê. En deur ongeloof kan ons die wil van God mis. Maar Vader, baie dankie dat U reeds uit U liefde uit vir ons, deur genade, in alles voorsien het wat ons ooit sal nodig hê. En dankie Here vir U woord, wat hierdie dinge vir ons verduidelik. En help my in hierdie week om U woord reg te verduidelik en reg oor te dra, sodat U kinders kan verstaan waar geloof en ongeloof inpas. En dankie Heilige Gees dat U ons kom help om ontslae te raak van ons ongeloof en onwankelbaar in U woord te glo. In Jesus naam. Amen. Geliefde, as jy dalk na van ons vorige boodskappe wil luister, is jy so welkom na ons podcast toe te gaan op Spotify onder In Jesus Bybelstudie. Onthou maar net, as jy search In Jesus is een woord. En onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.